iemand na my toe kom en hy vra vir my, Marcus, beskryf die lewe vir my. Boring. Ek sal eerlikwaar vir hom sê, dit was boring. Soos, moet my nie verkeerd verstaan nie, want ek meen, ek het vriende gehad en ek het goed vriende skoor, my ouers was genuine trots op my. Maar as ek vir hom moet sê, dit was boring, dit was raar boring. Dit was in graad 8 wat ek op die soeke was om lewe genuine te geniet. Ek was op die purpose in life om voluit te gaan op die boring lewe te lewe. Ek het daai week in graad 8, ek het die rappie vriende ontmoet en yes, hulle het my geleer om te party, hulle het my geleer om te rook, hulle het my geleer om te drink en van daar af het ek rarig net, ek het lewe geniet. Dit was my genuine baie lekker geweest. Dit was in graad 10 geweest dat ons toen basketbal gespeel het. En ek meen, die vorige 2 jaar het ons sleg na verloor, so ons is reg vir die game. Ek meen, ons het ons alles ingesit. So het ons daar uitgeloop met 'n wen en ons het regtig goed gevoel en dit was 'n groot rede geweest om te gaan kuier. Na die game het ons in die kuier gestap en ek het daar in die hoek van my oog het ek hierdie verskriklik in my huis gesien. Ek meen, ek was heeltemal nervous, ek kon nie met haar praat nie. En ek was so bang, sy stap toe na my toe en ek gaan nie weet wat om te doen nie. Nadat het my trots ingesluk en ek moet al gaan praat. Net om my te vind, sê het daar. Maar moenie worry nie, soos enige girl wat ou sal los vir my, het dit actually soos gebeur. Net daar het ek begin dink ek gaan lewe geniet. Maar eintlik het dit teen my gestaan uit lewe gegaan. Ons het, ek en die girl het vir 6 maande uitgegaan en ek meen, dinge net begin aangeraak. Ons het seksueel actief geraak en ek het meer begin rondword, ek het meer begin rook en alles het net rarig erger geword. En ek onthou toe dat my verhoudings met my familie en my vriende het net alles net soos verdwyn. Ek wou nie eens met my ouers praat nie. Ek het nie tyd om my vriende spandeer nie. My hele lewe het omhoog gedraai. En as gevolg van dit is my hele lewe uit mekaar uitgeval. Ek het toe uitgevind, sy is later betrokke by satanisme en sy wil my deel maak van dit. En daarom bygeloof probeer glo en ek het later uitgevind, voor ek 'n keuse wil maak, dat sy my verneek en net daarso was my hart gebreek, want ek meen, sy was alles geweest. Sy is een wat ek gelewe het en nou is alles weg. Ek kon onthou die ene aand, kon ek dit nie meer vat nie. Ek het mal geraak en ek het die hele bal op die pille gedrink en met die wete van, wat sien dit van die lewe as alles net verby is. En dis al wat ek kan onthou van my aand. Ek het die volgende oggend wakker geword in die ICU en mense het my kom ondersteun, mense van die kerk het vir my gebid, maar dit het rarig nooit iets vir my beteken nie. Dit was eers toe ek in die ICU verplaas was, dat Morne vir my kom kuier het. En nie eens 'n pastoor of my te preek of my te sê wat 'n stupid fout het jy gemaak het. Maar as 'n vriend of my te sê dat ek sien 'n beter lewe in jou en God het 'n beter lewe vir jou. Toe daai uitstap het ek sommer positief begin voel. Ek het gevoel, maar man, daar is 'n beter lewe as die lewe wat ek geleef het. En daai soeke wat ek gehad het, kan ek by God kry. En dit het Iris 'n keuse gevat. Ek en Morne was gereeld om mee toe om te praat oor die alledaagse lewe en ek het hom baie vrae gevra wat ek nie verstaan nie. So het my encourage om God beter te leer ken, om meer Bybel te lees, om actually verhouding met hom te bou. En as gevolg van al daai lang kuiers en lang ure se gebed en lang ure se Bybel lees en God te probeer verstaan, kan ek sê ek het 'n goeie verhouding met die Here. Keuse gemaak het om God se wil in my lewe te volg en nie my eie nie. Het God vir my vriende gegee wat ek baie vir dankbaar is. Ek meen, ek kan nie vir beter vriende gevra het nie. Ek het net begin kerk toe kom vir die rede hoekom ek wil en nie omdat ek moet of geforseer is nie, maar dit is net vir my lekker om mense om te mee wat God ook ken. En ek het hierdie passie gehad om mense net te verander. Ek het rarig dat hulle net in 'n sterke verhouding met die Here staan. En ek het een vriend gehad, Jay, hy het nie veel kerk toe gegaan nie. Hy het rarig ook belang gestaan, hy was maar eintlik soos ek geweest. En ons het 'n verhouding begin bou en ek het hom net meer encourage en meer vertel van die Here. En ons het op 'n stadium saam begin bid en hy het alles vir die Here oorgegee. En ek wil net sê dat om te sien jou vriend se lewe verander reg voor jou en wat God in sy lewe gedoen het, is net iets onbeskryflik.
Ek is net baie dankbaar vir wat God in my lewe gedoen het en nog steeds gaan doen. En as iemand nou na my toe kom en vir my vra, Marcus, beskryf die lewe vir my. Happy. Ek is rarig.